'n brief aan Rome. Ons lees hiervan in Handelinge 20 vers 1 tot 3 en ook Romeine 1 vers 1. In Macedonië is daar 'n geniepsige byt in die lug as die winter vinnig die wêreld in 'n ysige plek verander. Paulus vertrek suid na Agaïe, oftewel Griekeland, waar die weer darm effens warmer is. Hy besluit om vir 3 maande te vertoef in Korinthe en die winter daar deur te bring. Dit is dus Paulus se 3de besoek aan Korinthe. In die lente wil hy na Jerusalem gaan om daar te wees tydens die Paasfees. En dan besluit Paulus om weer 'n brief te skryf. Maar hierdie ene sou egter totaal anders wees as al die ander. Tot dusver het hy geskryf aan gemeentes waar hy alreeds gewerk het. Hierdie nuwe brief wil hy egter skryf aan 'n groep gelowiges wat hy nog nooit besoek het nie. Die gelowiges in Rome. Hy wil hulle bemoedig want hy besef baie goed dat hulle in uiters moeilike omstandighede en onder groot verdrukking leef. Die Romeinebrief moet die manifest wees van God se opmars na die bose stad, asook die res van die wêreld. Uiteindelik sou dit 'n beslissende rol speel op deurslaggewende oomblikke in die geskiedenis van die kerk, om gelowiges te laat agterkom hoe hulle verhouding met God daar moet uitsien. Die klem van die wêreldse redding val op menslike prestasie, onderhouding van die wet, dooie formalisme. Die helder ligboodskap van die Romeinebrief weerklink egter te midde hiervan vryspraak deur geloof alleen. Wanneer Paulus aan sy nuwe brief begin skryf, hou hy sy visitekaartjie uit na die lesers. En die eerste indrukke wat hy skep is dat ons hier met iemand te doen het van groot statuur. Maar dan staan daar in die heel eerste sinnetjie dat hy inderdaad slegs 'n slaaf is. Nou weet ons mos dat slawe in die Romeinse ryk nou nie juist die bopunt van die sosiale lewe gehaal het nie. Hulle was as ware niks. Maar as 'n slaaf darm aan 'n baie hooggeplaaste amptenaar behoort het, kon hy wel status hê in die samelewing, en met sy baas hom natuurlik die mag sou gee. As hy die keiser se slaaf was, dan het die mense geluister na wat hy sê, al was hy ook maar net 'n slaaf, want hy het gepraat met die autoriteit wat die keiser hom gee. Paulus stel homself voor as die slaaf van niemand anders nie as Christus Jesus. Wanneer Jesus se naam in hierdie volgorde gebruik word, beklemtoon dit die feit dat hy die oorwinnaar is oor lewe en dood. En dit is dan van hierdie oorwinnende Christus wat Paulus die slaaf is. Vir Paulus is daar dan ook geen groter status as om die slaaf van Jesus te wees nie. Jare later skryf hy uit die tronk in Rome aan die Filippense: om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ons lees dit in Filippense 3 vers 8, die 1983 vertaling. Al beweeg jy ook in die heel hoogste sosiale kringe, bly die heel belangrikste steeds om jou Christenskap voorop alles te plaas. Daar is niks belangriker nie. Christenskap beteken egter veel meer as net 'n titel. Dit is terselfdertyd ook 'n werk of 'n roeping. Paulus stel dit baie duidelik, dat Christus hom geroep en afgesonder het vir 'n baie belangrike taak, naamlik om die evangelie van God te verkondig. Hy noem homself ook 'n apostel, 'n Griekse woord wat beteken om gestuur te wees. In die konteks wat Paulus hier skryf, beteken dit dus dat hy die gevolmagtigde gestuurde van Christus Jesus is, met 'n spesifieke opdrag. Indrukwekkend, né?
Maar ons het darm ook al gesien dat Paulus nie maar net gesag van Jesus gekry het nie, en toe begin preek het nie. Paulus het 'n leeftyd van studie van die skrif deurgeloop. Een van sy leermeesters, Gamaliel, was 'n hoogs gerespekteerde professor. Paulus het dus ook die nodige kennis gehad om die evangelie te verkondig. Tog moet hy verdere nagraadse studie doen om hom op hoogte te met die Christelike leer. Boekgeleerdheid was nie genoeg nie. Inderdaad kry ek en jy ook daardie indrukwekkende besigheidskaartjie wat Paulus gedra het. Ons kan met presies dieselfde gesag as Paulus praat. Dit verg egter van ons ook 'n paar dinge, net soos wat dit van Paulus geverg het. In die eerste plek moet ons besef dat om slaaf van Jesus te wees beteken dat jy in sy diens staan, en daar is dus werk om te doen. Hoe die werk gedoen word en presies wat jou plig is, verskil van persoon tot persoon. Die feit is egter dat jy nie 'n werk behoorlik kan doen sonder die nodige opleiding nie. Net so het elke mens wat in diens van Christus staan, opleiding nodig. Sommige van sy dienaars kry opleiding op universiteit om herders of leraars in 'n gemeente te word. Jy kan egter uitstekende diens lewer met indiensopleiding, deur gedurig te soek na kennis in die woord. Daar's talle nuttige kursusse ook, soos byvoorbeeld EE3, getroue getuies, wat beslis 'n moed is vir enige iemand wat evangelisasiewerk wil doen. Sulke kursusse gee jou nie alleen die nodige kennis en vaardigheid nie, maar die inspirasie wat jy daar kry, maak jou brandend om aktief in die meester se diens te staan. Persoonlike Bybelstudie met behulp van 'n goeie Bybelkommentaar is van groot waarde. Maar dan moet jy ook besef dat dit uiters belangrik is om saam met ander gelowiges rondom die skrif te sit en gedagtes uit te ruil. Die heel belangrikste is egter dat jou gemoed en hart deurentyd oop sal wees vir die influistering van die Heilige Gees, want dit is hy wat jou al die nodige inspirasie gee en ook die harte voorberei van mense teenoor wie jy van Jesus getuig. Amen. Kom ons bid saam. Dankie vir die wonderlike besigheidskaartjie wat U vir my gegee het, Here. Gee my asseblief die vrymoedigheid om dit oral te gebruik met trots. Amen.